Môre, dis Dinsdag die 17de Februarie en ek hoop die Here ontmoet jou vandag rustig daar waar jy sit. Dalk met daardie eerste koppie stoomende koffie in die hand, of dalk met 'n klomp planne vir die dag wat al reeds in jou gedagtes maal. Gister het ons gesien hoe planne gesmee word en vandag sit ons saam met Jakob die tent binne om daardie planne uit te voer. Die bak bokvleis is in sy hande. Hy het Esau se klere aan. Die bokvuil is om sy nek en polse gedraai. Die reuk van die veld hang aan hom, maar sy hart klop vinnig in sy keel, want hy staan op die punt om vir sy blinde pa te jok. Kom ons lees saam uit Genesis 27 vers 18 tot 29. Die spanning in hierdie gesprek is tasbaar. Isak is oud, maar hy is definitief nie onnoosel nie. Hy is agterdogtig. 5 keer probeer hy vir Jakob toets. Hy vra, wie is jy? Jakob antwoord in vers 19 met die eerste leuen. Ek is Esau, u eersgeborene. Isak vra, hoe het jy die wild so gou gekry? En hier vriende, in vers 20, vind ons die donkerste oomblik in hierdie hele hoofstuk. Jakob kon gesê het, ek was gelukkig, maar luister wat sê hy, omdat die Here u God dit my laat teekom het. Jakob gebruik God se naam om sy leuen te seël. Hy maak God 'n vernoot vir sy bedrog. Hy oortree die 3de gebod. Hy gebruik die naam van die Here ydelik. Dink bietjie daaroor. Hoe maklik doen ons dit nie vandag nie? Ons wil iets hê, 'n posisie, 'n verhouding, 'n transaksie. En dan sê ons, die Here het vir my vrede gegee daaroor. Of, die Here het die deur oopgemaak. Terwyl ons eintlik self die deur oopgestoot het met manipulasie. Jakob leer ons hier 'n gevaarlike les. Pas op om God se stempel op jou sonde te probeer afdruk. Isak is steeds nie oortuig nie. Hy sê, kom nader dat ek jou kan voel. En dan kom daar die tragiese woorde in vers 22. Die stem is die stem van Jakob, maar die hande is die hande van Esau. Daar is 'n diep woordspel in Hebreëus hier. Die stem is Jakob. Die hande is Hayadaim. Isak sit met 'n massiewe konflik. Sy Hakol, wat hy hoor, sê vir hom dis Jakob, dit is die waarheid. Maar sy Hayadim, wat hy voel, sê vir hom dis Esau. Dit is die leuen. Omdat Isak 'n man van die vlees was, kies hy om sy gevoel, sy Yadim, te vertrou bo die stem, sy kol, wat hy hoor. En so seën hy die verkeerde seun. Wat leer ons hieruit op hierdie Dinsdag? Eerstens, die geestelike identity theft werk nie op die lang termyn nie. Jakob het die seun gekry. Ja, God het dit toegelaat omdat dit sy wil was. Maar Jakob het sy integriteit verloor. Hy moes vlug vir sy lewe. Hy sou vir 20 jaar lank self bedrieg word deur sy oom Laban. God het hom getuigtig, totdat sy karakter by sy seun kon bykom. Tweedens, ons hoef nie te dress up om God se seun te kry nie. Jakob moes Esau se klere aantrek om deur sy aardse pa aanvaar te word. Maar die goeie nuus is dit, ons hoef nie voor te gee nie. Jesus Christus, die ware eersgeborene, het vir ons sy klere van geregtigheid gegee. Wanneer ons na die Vader toe gaan, hoef ons nie te jok nie. Ons kan sê, Vader, ek is nie Jesus nie, maar ek is in Jesus. En die Vader seën ons, nie omdat ons hom bedrieg nie, maar omdat hy sy seun in ons sien. Kom ons wees vandag versigtig. Laat jou stem en jou hande dieselfde taal praat. Moenie God se naam gebruik om 'n leuen toe te smeer nie. Wees eerlik. God se seën rus op die waarheid. Kom ons bid saam. Here onsse God, vergewe ons waar ons u naam al gebruik het om ons eie planne te regverdig. Here, ons wil nie hê ons stemme moet Jakob wees en ons hande Esau nie.
Maak ons een. Maak ons waar. Dankie dat ons met Christus bekleed is en dat U ons in Hom aanneem. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat van iemand vandag moet ontmoet. Jy hoef nie voor te gee nie. Die waarheid is genoeg. Ek hoop jy het 'n geseënde Dinsdag.